skyn u lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag U lig hier deur ons skyn. Geliefdes, ek groet u in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, en soos wat ek altyd sê, en ek sal dit altyd sê, wat 'n voorreg om u in daardie kosbare naam te kan groet. Ek wil net vir u so 'n bietjie terugvoer gee oor ons veldtog daar in Velddrif. Dit was so geseënd geweest. Voordat ons die expo gaan uitpak het ons vir 3 ure lank ons reklamewerk gedoen, deur die strate te ry, met die megafoon en en ons het vir die mense vertel. Ons is daar om aan hulle die goeie nuus te bring. Die meeste mense wat gekom het was kinders. En daarvoor is ons baie dankbaar. Dit pla ons nie dat ons nie so 'n groot groep groot mense getrek het nie. Daar was baie kinders gewees. Ek meen ons het maklik so 120 kinders. Ons het hulle nie spesifiek getel nie, maar as ons dink aan die grootte van die groepe wat gekom het, dan moes dit maklik hier by 120 kinders gewees het. En wat vir ons wonderlik was, is dat die kinders in groepe gekom het. En weet jy wat ook vir my, nou dat ek aan dink, wonderlik was, is dat ek nie met hulle gereël het, dat hulle bepaalde tye moet kom nie. Ons het net gesê, ons is beskikbaar van 9:00 die oggend tot 5:00 die aand. Maar weet jy, dit is asof die Here die kinders opgestuur het om na die expo toe te kom. Want die oomblik wat ek met die een groep kinders deur die expo gewerk het en ek het by die einde gekom, dan het die volgende klomp kinders daar aangekom asof dit so gereël was. Dit was vir my so fantasties geweest, want dit is maar baie moeilik as daar nou 'n groep kom aansluit wanneer jy halfpad deur die expo is en dan moet jy weer so 'n bietjie terug en dis baie moeilik. Maar in vir die week, vir die duur van die week is dit hoe dit gewerk het. Dat die oomblik as ek klaar is met een groep, dan het daar sommer net 'n volgende groep ingeval. En die kinders het nie een daarin gekom nie. Hulle het in groepe daaraan gekom. Ook nie deur ouers of groot mense gestuur nie. Hulle het self in hulle groepies het hulle daaraan gekom. Dit was eintlik merkwaardig geweest. Wonderlik. Ek sê weer, so asof die Here deur sy Heilige Gees dit so in die kinders se harte gewerk het. Dan wil ek u vertel van die een groep wat die expo bygewoon het en ons is deur met die expo met hulle deurgewerk. Die volgende dag toe hulle weer terug. Nee, maar hulle wil weer deur die expo gaan. En ek het so 'n bietjie met hulle gestaan en gesels. Toe vra hulle vir my, ek moet vir hulle daarna die banier toe vat wat oor die hel gaan. Hulle wil ek moet weer met hulle daaroor praat. En toe ons daar klaar is, nee, maar nou wil hulle na 'n ander banier toe gaan. En ons het weer daar 'n rukkie stil gestaan, weer daar iets met hulle gedeel. En geliefdes, toe vra hulle vir my, maar kan hulle nie deur die hele expo, kan ek hulle nie weer deurvat nie? En ek het gesien, daar is een meisietjie, sy is so 11, 12 jaar oud, sy het gelyk asof sy die leier in die groep is. En ek vra toe vir haar, maar wil jy nie jou groepie self deur die expo vat? En sy het haar nie 2 keer laat nooi nie. En sy is met haar groepie na die eerste banier toe, en hier kan jy nou sien, staan sy nou met die boksie pap. Toe die groepie daar gaan sit, vat sy die boksie pap, sy draai hom om en sy praat met hulle oor die vervaldatum op hierdie boks. En so sê sy vir hulle, en net soos wat hierdie pap 'n vervaldatum het, so het ons almal 'n vervaldatum en dis die dag wat ons doodgaan. Geliefdes, sy draai daar om en sy begin al die tekste te lees op banier nommer 1. En wil u glo, so het sy deur die hele expo al die tekste gelees wat op elke banier is. Nou sy het nie die hulpmiddels so seer gebruik soos wat ek het gebruik nie, maar sy het van banier tot banier gegaan en so die kinders saam met haar geskuif en dan het sy
die tekste vir hulle deurgelees. En weet jy wat? Net soos wat ek gedoen het, het sy gemaak en dan, terwyl sy die teks lees, dan draai sy om en dan vra sy vir die ouetjies vra. En hier kan jy sien hoe steek hulle nou hulle hande op om te antwoord. Dit was so merkwaardig geweest. Dit was fantasties geweest. Sy het die hele expo met haar maats deurgewerk. Wat 'n voorreg. Geliefdes, die Here is so goed. Die Here het regtig onder die kinders gewerk en ek wil die Here al die eer gee daarvoor. Daar was dan ook 'n jong man wat vir ons kom besoek het en met wie ek gepraat het en om 'n lang storie kort te maak, toe ek hom vra waarop bou hy sy hoop om hemel toe te gaan, was dit net werke van voor tot agter en kon ek duidelik met hom gepraat het en vir hom verduidelik het dat ons gered word uit genade en ons hoop in Christus moet stel om gered te word. Ek kan nie onthou wat sy naam is nie, maar u kan maar vir hom bid. Die Here weet wie hy is. Ek het 'n baie diepsinnige gesprek met hom gehad. Hy het so helfte van die expo het hy bygewoon en toe moes hy weer terugkeer werk toe, want ek dink hy was daar tydens sy etenstyd. Nou geliefdes, ek wil vir u vra dat u vir ons sal bid. Ons is van môre aan Woensdag en Donderdag gaan ons die jeug bedien by die Rehoboth gemeente. Tree asseblief in dat die Here sal werk onder die jeug wat ons so nodig het. Ja, ons gaan die expo ook daar vir hulle uitstal, net die 2 aande wat ons daar gekry het om met hulle te werk. En dan wil ek vir u vra dat u asseblief vir my sal bid, omdat die munisipaliteit so lank gevat het om vir ons toestemming te gee om hulle sale gratis te gebruik, moet ons nou weer herskeduleer, want van die datums, ons moes al by van die dorpe gaan staan het, maar soos ek sê, die gedraai en die laat weet dat ons nou die sale kan gebruik, het nou gemaak dat ons moet herskeduleer en bid tog dat ons nou nie te lank sal wag vir beskikbare datums nie, want hierdie sale word gebruik deur SASSA en die ouens van die werkloosheidsversekering en so aan, en hulle probeer ons maar ergens in 'n gaatjie indruk. So bid daarvoor asseblief, en dan gaan ek begin met video-opnames om opleiding te gee, hoe om die expo te gebruik, want ons wil die expo in A4 formaat wil ons dan uitgee en opleiding doen by gemeentes. Ek dink ek het dit al vir u gesê. Geliefdes, dan wil ons vir u vra dat u asseblief vir ons sal bid, dat die Here vir ons borge sal voorsien. U kan onthou dat ons vir u gesê het dat ons grootste borg by die NG Kerkie op die dorp was, het ons nou verloor vanweë hulle finansiële probleme, en dit het vir ons geweldige finansiële implikasies wat dit vir ons inhou en uitdagings. Maar die Here is goed, maar bid saam met ons dat die Here regtig vir ons borge sal gee wat saam met ons hande kan vat, sodat ons die werk kan doen waarvoor hy ons dan geroep het. Nou geliefdes, die Here is goed, hy is wonderbaar. Ons moet werk, want sy koms is naby. En sê die woord nie, terwyl dit dag is, moet ons arbei, want die nag sal aanbreek. Die dag is ver gevorderd. Geliefdes, ek wil vir u baie dankie sê vir u ondersteuning, u wat finansiëel vir ons ondersteun, en ek wil ook vir u baie dankie sê vir u gebede. Mag die Here vir u ryklik seën, baie ryklik seën. En o ja, miskien kan ek net gou dit vir u noem. Ons bakkie se bande is op 'n punt waar ek amper bang raak om nou op die pad te gaan, want hulle moet vervang word. Hulle is nou regtig by 'n krisisvlak en hulle moet vervang word. Bid saam met ons vir dit ook asseblief. En ons sê vir u baie dankie. Mag die Here vir u so ryklik seën. Ons waardeer u vir u betrokkenheid by Kessa. Vrede vir u, sterkte, en ons sal vir u laat weet hoe dit gegaan het by die jeugdienste hierdie week by die Rehoboth gemeente. Totsiens.